So ek hoop ons kan dit meer prakties inklee met die tweede sessie. So let op hierdie onderdele van die paideia in praktyk. En dan let ons op elkeen van die 4 speke. Ek sal nou praat oor die koor en dis nie daai koor nie. As jy nou wil weet, jy kry baie keer mense in die kerk wat kla oor babietjies se geluide. Dis mense wat nie hou van die verbond nie. Dis mense wat nie hou van toekomsklanke nie. Dis mense wat hou van dooie kerke. Sulke mense wonder gewoonlik hoekom gaan die kerk tot niet. Omdat hulle nie van kinderstemme hou nie. Dis goeie klanke om in 'n kerk te hoor, babietjies wat huil en kleintjies wat rondskuif. Dit behoort nie te pla nie. As hulle ja, jy het 6 kinders, soos kom jy dit sê. Reg. As ek sê dat 'n wêreldbeskouing nie net uit proposisies bestaan nie, dan ontken ek nie die feit dat daar is sekere feite, sekere kernleerstellings wat ononderhandelbaar is nie. Die hedendaagse postmoderne wêreld sing graag in 'n koor. Sien ek gesê gaan oor die koor praat. Maar hulle sing klaagliedere. Erger as die babietjies. Klaagliedere wat gaan oor die ewel van enige absolute standpunt wat gestel word of as 'n vertrekpunt geneem word. So asof hulle nie vooronderstellings het nie. Ek sing nie in daardie koor nie. En inteendeel my liedjie klink bietjie vals in hulle ore. Maar wat dit ons dwing om te doen, is om ons Bybelse vertrekpunte en vooronderstellings met waardigheid en met geloofwaardigheid te verdedig. En terselfdertyd moet ons egter ook daarop aandring en dit bewys dat ons Christelike lewe 'n baie voller en 'n baie ryker ervaring is as net bloot die handhawing van 'n paar regte antwoorde. Iemand het per geleentheid die kerk in 2 groepe gaan deel en gesê, jy kry waarheidgerigte kerke en liefdegerigte kerke. Kerke wat op die leer fokus en kerke wat op verhoudings fokus. Nou waarheidgerigte kerke is soos 'n stewige geraamte. Daardie geraamte in die biologieklas, waar elke been op sy plek is. En as jy bietjie verbeelding gehad het soos ek, dan wonder jy, hoe het hulle dit reg gekry? Hoe lank het hulle die ou gekook? Het hulle hom alleen in die pot gekook? Was daar meer as een? Wie die bene uitgesoek en bymekaar gesit? Hoe dit gebeur? Maar daardie geraamte is anatomies volledig en korrek. Alles is in plek. Maar uiteindelik is dit 'n klomp bene. Daar's geen lewe in hom nie. Want ons lees ons ook in Efesiërs, ons moet die waarheid in liefde spreek. Waarheid is soos harde, sterk bene wat struktuur gee. Liefde is soos die spiere en die senings wat die geraamte oortrek. Om dit vir meer mense as seerowers en gofs aantreklik te maak. Net so ondraaglik as wat dit is om liefde sonder skelet te hê, om liefde sonder waarheid te hê. Die ortodokse geloof deur die eeue is waarheid in liefde. So wat ek nou bedoel het in my laaste paar minute vinnig probeer sê het, dat ons kinders nie net die waarheid moet ken nie, maar hulle daarvoor moet lief wees. En dit met liefde moet kan oordra, met oortuiging. Dis juist die gevaar vir ons kategese en ons roeping is om daarteen te waak. Ja, klein kindertjies begin om alles deur middel van rympies op te sê. Maar ons moet hulle ook lief maak vir die waarhede van daardie rympies.
In die woorde van John Piper, jy moet die waarheid op 'n ander manier as die duiwel oordra. Jy kan hoeveel teksverse uit jou kop uit ken, maar as dit nie met jou hart praat nie, is dit soos baie mense se geskiedeniswerk 2 weke na die eksamen, dit verdwyn soos mis voor die son. Maar as jy met jou hart gepraat het, dan verryk dit jou vir die res van jou lewe. Toe ons 30 jaar terug studente was daar 'n baie spesiale geleentheid waar 'n toekenning aan professor E.P. Groenewald gegee is. Hy was toe al oor die 90 jaar oud gewees. Nou om julle 'n idee te gee, ons het 3 jaar terug ons professor Frans van Staden begrawe en hy was toe 96, hy sou volgende jaar 100 geword het. Prof E.P. was sy professor gewees. Hy was 'n Bybelvertaler, 'n Griekse dosent gewees en hy word op die verhoog geroep en hy word opgehelp. Hy kan nie meer sien nie, hy's basies doof gewees. En in sy kort bedankingswoord sê hy die volgende: Ek was met my hele lewe met die Bybel besig gewees. Maar vandag is ek oud en doof en blind. Ek kan nie meer self die Bybel lees nie. Niemand anders kan dit vir my lees nie, want ek kan nie meer hoor nie. Al wat ek van die Bybel oor het, is daardie Bybelverse wat ek as 'n kind by my ma geleer het en wat my in my hart getref het. Dis wat ek oor het. Moenie ophou om jou kinders Bybelverse te leer en hulle lief te maak daarvoor. En dis 'n groot verskil. Nie net om dit te ken en te kan opsê nie, maar om lief te wees daarvoor. Want dis wat gebeur wanneer die waarheid in liefde omhul is. Ongelukkig, soos wat so dikwels gebeur, was daar 'n oorreaksie teen verstarde, waarheidsgerigte kerke. Soos iemand wat sy kar links van die pad af gaan en ruk hy die stuurwiel na regs net om weer aan die ander kant oor die pad af te ry. So baie kerke het waarheid heeltemal prys gegee vir 'n soort ruggraatlose liefde. Net so is daar soveel liefdesgerigte kerke, maar sonder enige skelet van die waarheid. Klomp jellyfish of dalk selfs amoeba sonder enige brein. Hulle is net so in 'n kerk as wat 'n beanbag 'n stoel is. Dit lyk dalk lekker snoesig en knus, maar gaan probeer 'n bietjie huisbesoek doen by mense wat gedink het, dis 'n goeie idee om sulke beanbags in hulle sitkamer te hê. Jy gaan sit op een van hulle en die hele ding vou jou toe. Uiteindelik sit jy op die grond. En dit is besig om jou te versmoor. Baie hiernase kerke is so. Hulle is so vol drukkies en omgee, jy kan nie asem kry nie. Jy word in die nag swetend en met angs wakker want jy het gedroom, hulle het jou voor almal laat opstaan vir jou groepsdrukkie kom gee. Dis net so sleg om 'n skelet sonder vleis te hê as vleis sonder 'n skelet. Nee, ons moet die waarheid in liefde spreek. En jy moet hand in hand loop. Jy wil jou kinders die katekismes se vrae en antwoorde leer, maar die uitdaging is om hulle opgewonde te maak oor die antwoorde. En die feit is, mense raak nie opgewonde oor iets wat nie vir hulle lekker is. So jy moet daarop let, dat jou kinders nie net die regte woorde moet gebruik en die komma na Pilatus moet sit nie. Hulle moet lief wees daarvoor. Hou hulle daarvan. Het jy al 'n klomp seentjies gesien? As jy vir hulle die woorde van Psalm 144 vers 1 leer. Geloofd sy die Here my rots wat my hande leer om te veg.
Psalm 144 werk baie goed as 'n responsoriese psalm, bedoelende, jy sê die eerste gedeelte en die kinders voltooi die sin. Jy sê, geloof sy die Here my rots, en die seentjie skreeu dit uit, wat my hande gereed maak om te veg. Glo my, hulle raak opgewonde daaroor. En hulle onthou daai vers. Ek praat met hulle. Of jy vra of hulle, wie se kinders is julle? En die antwoord, ons is God se kinders. Dit veronderstel natuurlik dat hulle in die katekismus onderrig is om die regte antwoord te kan gee. As hulle 'n sekulêre katekismus het, dan gaan hulle antwoord op dieselfde vraag baie anders wees. Ons het dit as studente ervaar tydens 'n stranddienskamp in Richards Bay, waar ons 'n poppekas aangebied het. En net so 'n bietjie konteks. Dis 1994 met die politieke veranderinge in die land. April maand was dit verkiesing gewees. Mei maand word Mandela president. Junie maand het ons die stranddiens. En die poppekas het daaroor gegaan dat God se kinders is anders as die kinders van ongelowiges, en juis om hierdie antwoord by die vakansiegangers se kinders tuis te bring en in te dring, word die vraag gevra, wat se kinders is julle? En soos uit een mond antwoord 'n koor van 60 kinders, ons is wit kinders. Dis nou nie die antwoord wat ons gedink het gaan kom nie. Maar hulle was opgewonde daaroor. Hulle was oortuig daarvan gewees. Die punt is, hulle moet die regte antwoorde uit hulle harte met opgewondenheid kan antwoord. En hulle moet dankbaar wees vir die voorreg om die vraag te kan beantwoord. Nou kom beklemtoon ek dit. Ja, natuurlik terwille van ons kinders, maar ook terwille van hierdie stryd wat ons teen 'n postmoderne samelewing voer. Op hierdie manier wil ons leerstellige waarhede deel maak van hulle mondering, sodat hulle 'n beter storie sal vertel as die sekulariste. Want al ontken hulle leerstellige waarhede, het hulle ook hulle eie stel leerstellige vertrekpunte waarvan hulle nie kan loskom nie. Om te antwoord, ek glo in God die Vader, die Almagtige, dis leerstellige feite. Maar elke storie is op feite gebaseer. Eendag lank gelede was daar 'n jong man genaamd Baart, die boogskutter. En hy het op 'n dorp in die meer gebly. Nie ver van die eensame berg af nie, waar die draak Smaug homself tuis gemaak het. Elke storie is 'n grond op sekere feite. Die postmoderniste sal nog iewers in die toekoms ontdek dat jy geen storie het om te vertel as jy nie feitelike inligting het. Solank as wat ons kinders opgewonde en lief is vir die feite, gaan hulle die beter storievertellers vir die toekoms wees. Ons kinders gaan beter flieks maak as wat Hollywood maak. Hulle gaan beter boeke skryf. Een van die grootste foute wat ons kan maak, is om ons kategese hoog en droog te laat wees. Maar dan verloor jy sommer al die ander speke van die wiel ook. Ons kom met die tweede, let ons op liturgie en simbole. Gesels 'n bietjie daaroor. Dis deel van die menslike natuur om simbolies te wees. Ons praat op baie ander maniere as net deur woorde te gebruik. Ek het nou al gesê, ons bedoel liturgie en simbole en rituele in 'n baie ruim sin. Daar stoere gereformeerdes
vir wie hierdie 'n baie glibberige terrein is. Interessant, is meestal daai ons wat geklaai het oor die babietjies se geleide. Meestal die hoë droë ouens wat die meeste klagtes het, wat die skelet wil bewaar, maar moenie vleis en senings bykom nie. Hulle is skepties oor simbole en rituele, behalwe oor die vuurkleur en die ou landsvlag en kakiekleur en 'n springboktrui. Soveel vir konsekwent teen simbole wees. Maar sekulariste is ook teen simbole. Gaan probeer 'n skoolhoof oortuig om die Onse Vader en die 12 artikels vir die kinders te leer sodat hulle by die saalopening dit hardop kan opsê. Kyk 'n bietjie hoeveel besware kry jy dan. En nie net van die ateïste nie, maar ook van die pietiste wat sal sê, hoor nie, ons kan dit nie doen nie, as jy die woorde heeltyd herhaal, gaan dit hulle betekenis verloor. Sê, maar julle sing Nkosi Sikelele en julle skoollied elke week. Kom ons los dit ook voor dit betekenisloos raak. Dan is hulle reaksie, nee, jy kan dit nie doen nie, daar is daarom ryk en betekenisvol. Hoekom? Haat jy die nuwe Suid-Afrika? Wil jy ek moet antwoord? Ons sal daar lank kan redeneer oor die inhoud, as my punt gaan nie daar oor die inhoud nie, maar oor die gebruik van simboliek. Simboliek is deel van ons menslike aard. Die vraag is, wat is jou simbole? Wat is jou gebruike? Wat is jou rituele? En die vraag is, koester jy dit? Vir ons as gelowiges, hoe kan ek hierdie simbole en ritualistiese ingesteldheid met 'n ander inhoud vul, sodat dit ewigdurend sal wees? In die geslagte mense aan mekaar sal bind. Want ons word in die geslagte aan mekaar gebind. Julle ken seker almal die storie van die skaapbout. Jong getroude vrou wat die skaapbout se punte afsaag. En hulle kom as familie by mekaar en sy maak weer skaapbout en iemand vra, maar hoekom doen jy dit? Sê, ek weet nie, my ma het my so geleer. Maar waarom? Nee, ouma het my geleer, dis hoe mense doen. Dan gaan vra vir ouma. Ouma sit buite op die stoep terwyl hulle besig is om kos te maak. Ouma, hoekom sny ouma die skaapbout se punt af? O nee, my ysterpot was te klein geweest. Maar nou het 'n familie gebruik geword deur die geslagte heen. Geslagte lank doen nie een geslag wat die ander een gedoen het. En die feit is, dis hoe God ons gemaak het. En jy moet dit nie blindelings navolg nie, of jy moet nie toelaat dat dit jou frustreer nie. Dis iets om oor dankbaar te wees. Het hoef nie iets te wees wat jou aanstoot gee nie. En verlustig jou eerder daarin. Bestudeer dit, ondersoek en sê, maar hoe kan ek nuwe betekenis, nuwe inhoud, ryker inhoud selfs daaraan gee? Want ons leef met hoop vir die toekoms. En vir my 'n teken van hoop was Paus Gregorius. En hy stuur 'n man met die naam van Augustyn Engeland toe, om daar te gaan sendingwerk doen, want hy sien potensiaal vir bekering en vernuwing. Kan jy jou indink, iemand is so optimisties, hy dink daar's hoop vir die Engelse. Dis 'n hoopvolle mens wat so iets dink. Of Jesus wat vir Matteus roep, 'n tollenaar. En hy kom tot bekering, 'n belastinginvorderaar. Kan 'n gelowige word. Vreemde ding. Die Here doen wonderwerke. En dis die Here wat ons aanbid. Ons leef met hoop. Die vraag is, watter ritmes en watter gebruike en simbole kan jy ontwerp om groter betekenis aan alledaagse dinge te gee? En jy hoef nie verder as jou etenstafel te dink nie.
Die Here wou nog altyd hê sy volk moet 'n feesvierende volk wees, 'n feestelike volk. Kyk maar net na al die Ou Testamentiese feeste. Kyk hoe groot rol speel kos in ons Here Jesus se bediening. Hoeveel keer het iets met kos te doen? In die hele Bybel. Daar's hierdie vestiging van feestelikheid en rituele rondom etenstafels wat op een of ander manier 'n groot verandering aan jou hele lewe kan maak. Net op daai klein puntjie van jou lewe te fokus. Ons moet 'n feestelike kerk wees. Die kerk moet 'n feesfabriek wees. Terwyl die wêreld allerhande partytjies en feeste uitdink om sin van tyd te maak, vier die kerk fees van daardie eerste glorieryke dag waar die klip weggerol is en die Here het die dood oorwin, uit die graf uitgekom. Hy het oorwin oor die poorte van die doodryk en die hel. Ons sê ons vier nagmaal. Dis om 'n feestelike skare die gemeenskap in te stuur wat feestelik gaan lewe. Dis wat van ons as gelowiges gevra word om die woord van God op al ons lewensterreine prakties te gaan maak. Jou oortuiging gaan jou praktyk beïnvloed. En ons begeerte is om te sien hoe ons kinders hierdie erfenis, 'n ryk erfenis, geniet. En daarom die uitdaging kom sluit aan by die fees. Christus het gesterf, Christus het opgestaan en hy is op pad om te kom en wat gaan daar gebeur? 'n Bruilofsmaaltyd word gevier. Daarom, waar begin jy? In jou eie huis moet jou tafel weer 'n heilige plek laat word. Wat beteken dit? Wat bedoel ek? Beteken Christenfamilies sal moet uitmunt in gasvryheid. Weer aan te sluit by gisterand Romeine 12. 'n soort gasvryheid wat besoekers sal skok om meer daarvan te wil hê. En dit is baie maklik vir ons want ons hele kultuur is een van vriendskap en kos en kuier. Maar ons moet dit 'n heerlike voorbeeld maak van dis hoe die goeie lewe vir gelowiges lyk. Ons bevestig die krag van gasvryheid in die vorming van hoe ons geloof uitleef elke dag. In 'n wêreld wat konsekwent meer ongeloofig is, sal min dinge vreemder wees as die praktyk van gasvryheid. En elke gemeente, elke familie het 'n opdrag om hierdie kenmerkende kulturele geur te bewaar. Ons is geroep om die geur van die lewe, die aroma van die lewe, van die kombuis af, van die braaivleisvuur af, na jou tafel toe, en van jou tafel af, in mense se harte in te dra. Die Here kom roep ons om 'n patroon vir die wêreld te wees van 'n gemeenskap wie se God 'n tafel vir sy mense voorberei het en wat homself as die maaltyd vir hulle gegee het. So nie net die nagmaalstafel moet heilig wees nie. Ons moet ons etenstafels weer heilige plekke maak. Gasvryheid is nie 'n bykomstigheid tot jou lewe nie. Nee, is 'n standpunt wat ons inneem teen eensaamheid en teen isolasie en teen individualisme. En maak dit heel prakties. Begin net om 1 keer 'n maand iemand te nooi vir ete. Ja, almal is besig, maar jy het behoefte hieraan ook. Nooi 1 keer 'n maand iemand vir ete en jy bid saam, jy lees 'n psalm, jy sing saam, jy wees vriendelik, jy's opreg belangstel, jy vra regtig hoe gaan dit? En jy bou nie net vriendskappe nie, jy bou disippels. Of jy kan begin om 1-op-1 gesprekke met iemand te reël en dit hoef nie formeel te wees nie. Dit hoef nie lank te wees nie. Dit kan 'n
Kort, ons gaan drink vir 40 minute iewers saam koffie. En ons gesels. Of ek stuur 'n WhatsApp stemnota. Ek deel 'n sekere teksgedeelte. Wat het ek vanoggend in my stilte tyd gelees? Ek deel dit graag met jou. Nie iemand anders se gemaakte ding wat al deur 300 mense aangestuur is nie. Het jy al vir iemand net 'n kort gebed gedoen oor die telefoon nadat jy met mekaar gepraat het? Dis goed wat ons maklik kan begin doen. Jy skep 'n gebedsritme. Maak vir jou 'n lysie met 5 name van mense wat saam met jou werk of in jou vriendekring of jou familie is, wat ongelowiges is of afgedwaaldes is, en jy bid elke dag vir daai 5 mense. Jy soek elke week iewers een klein kontakpunt met een van hulle. En dit verander nie net hulle nie, dit verander jou. En nou is jy besig met jou eie simbole en rituele. En sien, jy vorm nie net simbole en rituele nie, hulle begin jou ook vorm. In jou toewyding, in jou ritme wat jy het. Hier is ons familie wat saamkom vir Goeie Vrydag om Paasfees te vier. En dis 'n fees. As ons geleentheid kry, dan is dit 'n geleentheid. Saamgebind. Die derde speek is leefstyl. Dit gaan oor baie meer as hoe mense teenoor mekaar optree. Gaan oor eerlikheid en etiese vrae. Dit sluit ook dinge in soos besigheid en gebruike en huwelike en kos en eetgewoontes kom ook hierby. Ons lees ons dikwels van sulke dinge in die Bybel. Byvoorbeeld Boas, wat by die stadspoorte moet gaan onderhandel vir Rut se lossing en dan kos dit hom sy skoen. En as jy dit lees met jy vra, hoekom? Wat gebeur hier? Wat beteken dit? Dis hoe hulle kontrakte gesluit het. Ons doen dit anders. Jy doen dit met 'n handdruk of met jou handtekening. Daarom moet jy bietjie dink, maar wat sit daarin om iemand met die hand te groet of 'n ooreenkoms te beklink of om my handtekening onderaan 'n dokument te sit? Wat beteken dit om my naam aan iets te verbind? As ons moet dink oor ons gebruik en ons gewoontes, en is deel van die erfenis wat die Here vir my beskik het, en ek moet besin oor wat laat ek vir my kinders na? Wat is my erflating? My gebruike en my gewoontes, die manier hoe ek as gelowige my geloof uitleef, gaan baie keer verder strek as die materiële dinge in my testament. Nie dat testamentêre erflatings onbelangrik is, ek sal nou iets daaroor sê. Ons moet nadink oor ons leefstyl, want die probleem is dat ons leefstyl ons wêreldbeskouing beïnvloed en die uitdaging is, daar's 'n populêre kultuur rondom jou wat 'n ander leefstyl het. Neem een voorbeeld, populêre musiek. Daag redelik jou wêreldbeeld aanhoudend uit. En die fout wat baie mense maak is om te dink, dit gebeur op die vlak van die eerste speek van kategese. Het ons kinders was, sy ou wat die land deurgegaan het, sy naam was Rodney Seal. Hy het oral deur die land getoer, mense gewys op die gevaar van popmusiek. Want as jy die kaset agteruit speel, is dit hierdie onaardse geluide wat jy hoor, en dis bose geeste wat so praat. En as jy in die aand slaap, dan in jou onderbewussyn en in jou drome, dan draai jy hierdie woorde om en dan stel jy jouself bloot vir die duiwels om by jou in te kom. Dis die storie. En toe almal dit as belaglike argumente afgemaak het, toe word gesê, nee, jy moet net na die liedjie se woorde luister. So nou is daar 'n hele geslag ouers, wat hulle kinders se speellys op Spotify wil gaan deurluister, net om seker te maak, al die woorde is daarmee reg. En wat 'n teleurstelling dan,
As jy daar deur gaan en jy kry 'n liedjie wat so lyk. Al jou ontleding en sintaksis van gedigte wat jy hard aan geleer het op skool, is by die venster uit. Dis skielik onnodig. Dit is baie moeilik om 'n analise van daai wêreldbeskouing te maak. Dis die 2 woorde. So wat doen baie ouers? Hulle sê wel, ek dink daai liedjie is seker nie so verkeerd nie, laat dit maar luister. En ons moet sê nee. Stop net 'n bietjie, wag net eers. Wat is die simboliese betekenis hiervan? Wat beteken dit? Wat is die eintlike kwessie hier? En dalk besef jy dit nie eers nie. Dalk is jy alreeds so afgestomp deur ons populêre kultuur dat jy dink maar dis belaglik om alles te wil ontleed en te analiseer. Ek wil net na 'n lekker liedjie luister. Kom ek probeer vir jou 'n antwoord gee en mense kan sekerlik nog baie daaroor praat. Maar ek wil net iets illustreer oor wat ek reken een van die probleme met die populêre kultuur en musiek is. Kultuur gaan oor erfenis. 'n nalatenskap. Kultuur gaan oor die geslagte heen. So van julle is jonk getroud. Ander is hopelik in die volgende paar jaar op pad om te trou. Nou dink nou dis jou troudag. En jou oupa gee vir jou 'n trougeskenk. Groot eetkamerstel met 'n vertoonkas wat hy by sy oupa grootjie as 'n trougeskenk gekry het. Met die osse wat deur die groot trek en wonderbaarlik selfs die boereoorlog oorleef het. En so nou kry jy hierdie erfstuk van 10 en 12 geslagte terug. En al is dit nie jou of jou vrou se styl nie, is vir jou kosbaar. Dis 'n band met jou wortels. Maar as jou oupa dood is, en sy testament word bekend gemaak en die prokureur kom, by daardie sinnetjie wat sê, en aan my kleinseun gee ek al my Justin Bieber CD's. Rarig. Wat het ek ooit aan hom gedoen? Hoe kan hy my so straf? Die probleem is, die populêre kultuur het 'n verbruikersitem geword. Dit gaan net oor jou 5 minute in die kollig op American Idol se verhoog. Alles word so skitskos. Jy eet dit gou en jy gooi die verpakking weg. Daar's niks om na te laat meer nie. Ons leer elke geslag, jou ouers se musiek is nie jou musiek nie. Elke geslag het sy eie treffers en dit gaan saam met daardie geslag dood. En niks word oorgedra nie. Niks is blywend nie. Maar jy is so verkeerd as jy so redeneer. Want ek is redelik seker dat oor 500 jaar gaan mense nog steeds die Brandenburg konserte bestudeer. Gaan daarna luister, maar hierdie week se top 40 gaan vergeet wees. En die rede is, want die top 40 is nie geskryf om 'n erfstuk te wees nie. Hulle is bestem vir vergeetelheid. Want die hele doel was om een geslag van die ander een te skei en hulle te laat glo ons het niks vir mekaar te sê nie, ons het niks met mekaar te doen nie. Die boomers en die millennials en generasie X, Y, Z, Alpha, Beta het niks met mekaar te doen en vir mekaar te sê nie. Onlangs is aangekondig dat die FHK begin werk het aan hulle volgende liederebundel wat die liedere van die jaar 2000 af gaan by mekaar maak wat deel geword het van die volksliedereskat van die Afrikaner om dit als daarin saam te vat. En juist dit is hulle uitdaging. Hulle moet daardie liedjies gaan identifiseer wat deur die eeue aktueel gaan bly.
Watter liedjies gaan in daai bundel kan kom? Sien, volksliedere is iets wat van geslag tot geslag gedra word. En dit wat jou oupa al gesing het, sing jy ook. Sonder sulke liedere sal die kantoes anders geklink het. Klassieke musiek is so 'n erfstuk, word deur die eeue oorgelewer. Enige kwaliteit musiek het nie 'n beperkte raklewe nie. Maar dit word eeue later nog gespeel en gewaardeer. Maar daar is 'n soort popmusiek wat net so lank hou soos 'n pizza in jou warm kar. En dan verloor hy sy smaak heeltemal. As jy dit aan 'n volgende geslag gaan probeer oordra, dan gaan hulle aanstoot neem, jou uitlag. Want dis nie daarvoor ontwerp nie. Dis nie daarvoor gemaak nie. Ons is 'n bietjie meer radikaal. Kyk na hierdie foto. Nou jy kan sê dit is kontrakultureel. Hierdie is 'n leefstylkeuse wat anti-kultureel is. Jy kan reg oor die wêreld gaan reis en oral waar jy kom, sal jy sien dat vrouens hulle self op verskillende maniere mooi maak en versier. Hulle het verskillende haarstyle, hulle dra verskillende soorte juweliersware en elke kultuur het sy kenmerke, maar almal wat hulle met mekaar in gemeen het is, vrouens wil hulle self mooi maak. Maar wanneer 'n meisie 'n hond se halsband dra, dan hang 'n vleermuis aan haar kuiltjie. Dan sit nie om jouself mooi te maak of te versier nie. Hierdie is 'n stelling wat gemaak word. Dis die uitdra van 'n wêreldbeeld. Dis 'n verwerping van dit wat mooi is. Dalk dink jy hierdie is te radikaal, so wat is hierdie foto se stelling? Aangename kennis, ek is sy troeteldier. Toe ek in Engeland gebly het hierdie paartjie die media gehaal, want hulle was hoogs ontstoke toe 'n busbestuurder geweier het om hulle op die bus toe te laat in Londen. En die busbestuurder se argument was, die busmaatskappy het streng reëls teen troeteldiere op die bus. Sy mag nie opklim nie. Gebruik hierdie twee as voorbeelde dat ons nie ware kulturele verskille moet verwar met anti-kulturele stellings nie. Daar is 'n verskil daartussen. En dieselfde geld ten opsigte van enige kuns. Ons roeping is om die kunste te gaan opeis. Ware kuns behoort aan ons Skepper God, wat die oorspronklike kunstenaar is. Ons kuns is veronderstel om van geslag tot geslag oorgelewer te word. Daarom is dit 'n werklike verlies gewees toe die parlement en die Universiteit van Kaapland afgebrand het en kosbare kultuurskatte is vernietig. Dis 'n ramp as die Transvaalse Museum in chaos is. Moderne kuns is in baie opsigte doelbewuste poging om die hele idee van kuns wat mooi is en van geslag tot geslag waardeer moet word omver te werp. So ons behoort in opstand te kom as daar 'n vernietigingsveldtog is om standbeelde te vernietig. Om alles wat mooi is af te brand. Jy moet ontsteld wees as die 120 jaar oue hotel op jou dorp se sandsteenmure pers geverf word en dit word 'n Pakistani of 'n Chinese selfoonwinkel. Die laaste spreek is narratief
Het al baie hierna verwys en gaan nie meer uitbrei nie, kortliks. Hoe vertel jy die storie? Waar is ons in die storie? Dis 'n vraag waarin jy nie kan ontkom nie. Die vraag is nie of jy 'n storie het nie, maar wat jou storie is. En jy gaan vir jou kinders stories vertel en die vraag is, watter storie verdien om vertel te word? Hulle gaan met 'n bepaalde narratief in hulle koppe groot word en die vraag is nie of hulle een gaan hê nie, maar watter een gaan hulle hê? En jy wil seker maak hulle word groot in die storie waarbinne hulle sien is uitdruklik 'n Christelike storie. Al 4 hierdie speke, kategese, simbole, leefstyl, narratief, al 4 draai en sentreer rondom die genade in Christus en sy heerskappy oor alles. Dra dit aan jou kinders oor op 'n manier wat hulle dit aanvaar en wat hulle lief maak daarvoor. En so skep jy 'n volle wêreldbeeld. En dis ons oogmerk met Christelike opvoeding. Dis ouers wat vir mekaar en vir hulle kinders lief is. En dis die paideia van die Here. Ons bou nie net kinders nie. Net daardeur is jy besig om 'n kultuur oor die geslagte in die eeue heen te bou. Hoe lyk jou etenstafel? Hoe lyk jou wasbak? Hoe lyk jou bed? Hoe lyk jou musiek? Wat maak jy bymekaar? Wat laat jy na? Dink daaroor.